Môre almal, ek het lanklaas 'n video gemaak bietjie oor voorspellings. Ek gaan kyk wat ek hierdie naweek kan doen. Dit is bietjie vermoeiend om die lives te doen en video's te maak, maar kom ons kyk wat ons kan doen. Ek het 'n belangrike droom gehad vanoggend. En het is 'n baie ontstellende droom, ek gaan hom met julle deel. Nou, as jy deur my video's gaan en jy het nou al bietjie kennis geneem van my, dan sê jy nou weet, ek het vir jou gesê daar kom 'n aanslag op die Britse Koningshuis. En daar sal mense sterf, baie belangrike mense gaan sterf. Sal massiewe begrafnis wees, soos in die tyd van prinses Diana. En is interessant, ons het in die laaste 10 dae het ons 'n sluipmoordaanslag gekry op die Slowakye of die Slowaakse president of premier. En ek dink hy het dit oorleef, want hy was nie bereid om saam te speel met die nuwe wêreldorde nie. En ja, die Iranese president is 'n helikopter het neergestort nou die dag, groot nuus gewees. En dit was ook 'n sluipmoord, maar hierdie keer was dit suksesvol. Ek vermoed die Mossad en die CIA sit agter dit. En nou wil ek vir julle sê, behalwe nou vir die terreuraanslag wat kom op die Britse Koningshuis. En jy sal dit nie mis nie, dit sal in die koerant wees. Ek glo ek sal ook in die koerant wees dan. Sien ek daar is 'n sluipmoord wat sal kom vir die Spaanse president. En dit het, vader het vir my gewys, dit sal iets soortgelyk wees soos met die sluipmoord op JFK. Nou JFK is vermoor deur die CIA, omdat hy nie bereid was om hulle agenda uit te voer nie. So ons sien dieselfde situasie gaan hom afspeel in Spanje. En daar is nie veel wat 'n mens daaraan kan doen nie. Ek kan so waarsku, en miskien kan ander mense dit vertaal en die waarskuwing gaan gee vir die Spaanse koning. Maar ons gaan dit sien in die volgende aantal maande. Ek glo nie dis 'n baie lang tyd nie. Want ons sien dat daar nou van sluipmoord gebruik maak om persone uit die weg te ruim wat nie bereid is om met die nuwe wêreldorde, die World Economic Forum en met die World Health Organization se agenda saam te gaan nie. En ek wil tog daarop noem dat die Jode en die Vatikaan het 'n stry opgetel. Hulle is haks. En wat ons op hierdie stadium sien is 'n duidelike faksiegeveg tussen die Joodse Illuminati en die Vatikaan. En vader het vir my gesê die Jode sal wen. En dit is beslis nie tot ons voordeel nie. So terloops, nie dat die Vatikaan enigstens tot ons voordeel is nie. Maar ons sal sien hoe die wêreld in 'n derde wêreldoorlog gedompel word. Danksy hierdie faksiegevegte tussen hierdie twee groot Illuminati groepe. En ek wil jou tog aanraai om te dink hoe jy gaan oorleef, want hier kom baie moeilike dae vir Suid-Afrika. Jy's in Openbaring 6. Julle moet begin wakker word, volk.